Laat jou geloof werk, ons lees in Romeine 10 vers 11. Want die skrif sê, in ander woorde, dis klaar gespreek. Ek hoef nie terug te gaan en 'n nuwe ding te soek nie. Hierdie woord is klaar en ek moet hierdie woord net aanvaar. Elkeen wat in hom glo, wie? Jesus Christus, sal nie beskaam word nie. Gou van die Engels, hy sê, will not be disappointed in his expectations. In sy verwagtinge sal jy nie teleurgestel word. Amen. Ja, ons vra vanmôre dat die woord in ons hart kom lê. Heilige Gees, wek die woord in my ore en die gange van my hart op. Laat ek kom vanmôre dat dit op die tafels van my hart geskryf word, dat daar 'n geestelike verandering in hierdie uur met my sal plaasvind. Dat hierdie Sondag nie net 'n gewone Sondag sal wees nie, maar 'n ontmoeting met Jesus Christus. Amen en amen. 'n mens se geloof kan nooit stagnant wees. As jy ywerig is vir die Here, word jou woord nooit stagnant nie. Hoekom? Want hy is altyd besig om te soek hoe hy die koninkryk van God kan bevoordeel. Daarom is Markus 16 altyd in die agterkop, in ons agterkop, as jy by iemand praat en dit gaan sleg met hulle, wat wil jy doen? Jy wil bid, in wie se naam? In Jesus naam. As hulle siek is, wat wil jy doen? Jy wil bid. Amen, as hulle nie die Here ken nie, wil jy aan Jesus Christus voorstel. Maar daarom wat die woord sê, Markus 16, in my naam sal julle duiwels uitdryf, en nuwe tale sal julle spreek. As julle slimme opneem en die dode drink, sal dit julle geen skade doen nie. En julle sal hande op die siekes hê en hulle sal gesond word. En jy wat in die bediening is, ek is voortdurend op soek om mense se lewens te verander. Hoekom? Want hy het my so verander. God het 'n groot ding, as jy die Here ken, het hy 'n groot ding vir jou en vir my gedoen. Ek wil altyd, kind van die Here wil altyd God groot maak. Ons wil altyd die woorde van Jesus in ons harte oor almal uitroep, dat dit sal echo oor mense, dat alle dinge is Ja, amen. wat ook al jou aandag hou, sal groei. Dit het met Petrus gebeur, toe hy Jesus op die water sien, toe kon hy op die water loop. Toe hy die wind sien, toe sak hy. Daai wat jou aandag het, sal groei in vermoë, sal groei in die invloed waartoe hy jou en my rig. Daarom wil God jou aandag hê, sodat sy invloed in jou lewe kan groei. Hoe kry ek die invloed? Wat moet ek doen dat my aandag en my invloed kan groei? Romeine 10 vers 17. Faith come by hearing and hearing by the word of God. Geloof kom deur gehoor en gehoor deur die woord van die Here. 'n kind van die Here, as jy geloof wil hê, kan jy nie lui wees nie. Jy moet, soos die woord sê in Matteus 6, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en dan maak jy 'n stelling. Sluit jou deur. Dat jy nie kan uitgaan en dan nie kan inkom nie. Dat jy stilte tyd met die Here kan hê. In 'n afsondering. 'n Lijken van die Here kan nie daai deur toemaak nie. 'n Lijken wil heeltyd iets met die buitewêreld te maak hê. Jy's heeltyd besig met die goed om buite plaas te vind. Maar gaan en sluit jou verstand af, sluit jou gees af, sodat jy kan hoor die woord van die Here, dat jou geloof kan groei. Ja. En onthou, God is wakker oor sy woord. Die woord is lewendig, kragtig, skerper as enige tweesnydende swaard. Dit het nie sy waarde verloor nie. Solank God is, sal hierdie woord nooit sy waarde verloor nie. En ons wil hê God moet ons gebede beantwoord. En dit is so. Ek en jy bid voortdurend, nee. Spreek die woord, bid miskien die woord.
Maar of jou aanraai dat jy die woord soms moet aanvaar. Ek dink dit is die ding waarmee ons sukkel. Dat die woord kan begin manifesteer. Ons praat woord, ons bid woord, maar ons kom nie by 'n punt om te sê, Here, ek aanvaar hierdie woord, dat hierdie woord oor my lewe kan begin manifesteer. Amen. Daarom is het belangrik dat ek en jy by een punt van ons gebed moet uitkom en sê, Here, ek aanvaar hierdie woord in my lewe. In Lukas 5 praat die woord uitgegaan, Jesus praat vir 'n skyk en 'n bootjie en hulle Petrus se boot gaan my toe in. En toe hy klaar is, sê vir Petrus, gaan in die diep water en dan gooi jou net uit. Hy sê, okay, eintlik trouwens, ek wil net vir u sê, ek het hard gewerk vanmôre, ek het nie gespeel op die water nie. Dis dit nie, ek het uitgegaan, die doel was om vis te vang. Ons ouens is moeg, maar, om u woord sal doen. Wat dink jy daar gebeur? Jesus praat, hy sê, gaan daar, gooi jou net daar. Wat sal daar wees? Vis sal daar wees. Dis nie eintlik sê hy van, jy gaan in die see gaan, jy gaan jou net gooi en jy gaan nie eens hoef te werk nie, want die vis gaan klaar daar wees. Al wat jy hoef te doen, is jou net te laat sak en die visse uithaal. Is dit nie awesome nie? God spreek dit woord. En as jy daar kom, dan is dit so. Dit is nie awesome nie. Wonderlik, prys die Here, man. En Petrus, wat doen hy? Maar op u woord, wat doen hy? Ek aanvaar. Ek neem aan, kom ek sê, ek neem aan. Enige wat werk, bid dat hy suksesvol is dit nie? Ek meen, hulle het nou uitgaan, dit is hulle brood en botter, soos jy iemand gaan sien op iemand heel, wat doen jy? Ja, gaan my vooruit, ek bid. En as jy harde arbeid werk, wat doen jy? Ja, laat ek suksesvol wees, dat ek kan geld in. Ja, ek neem aan in my hart, waarom het dit gebid? Dat die Here moet vis, dat daar daai groot dam 'n vis sal wees vir hulle, is dit nie? Want dis hulle gewoonte. Ja. Maar dit is nie wonderlik as jy gaan. Dit is amper soos Spreuke 10:22 wat sê, en die seun van die Here maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daaraan niks doen nie. Is dit nie? Dit is nie awesome nie. Dat moeitevolle arbeid. Jy kan maar werk, maar as die seun van die Here nie daar is nie. So gaan uit, gooi jou net neer en kyk wat ek vir jou doen. Awesome. Toe die engel aan Maria verskyn, die moeder van Jesus. Wat kom hy? Vertel vir haar, ek gaan 'n onmoontlike ding doen, wat nog nooit gedoen is nie. I'm going to do the impossible. Daar gaan iets met jou gebeur wat nog nooit in die geskiedenis van mense plaasgevind het nie. Dat jy sonder die teenwoordigheid van 'n man, gaan jy sonder word. Dit is eintlik onmoontlik. Wat sê, laat dit wees volgens u woord. Dit is nie mooi nie. U klaar gespreek, u klaar besluit, ek vat daai woord, maak dit myne. Laat u woord oor my begin manifesteer. Hierdie Bybel is klaar geskryf. Hy gaan nie môre van kom nie nuwe woord nie. Dis die woord. Die woord is klaar geskryf, en die woord is klaar deur God se mond uitgegaan. Ons praat as ons oor die Bybel praat ons van die Godspraak op die skrif, op dit is geskrywe en dit verseël hierdie hele saak binne my en jou lewe. En dit is so. Partykeer word ons veg om ons gebede beantwoord te kry. Ek wil net vir jou sê, dit is moeilik. As jy siek is dit moeilik, want jy veg om genees te word. As jy in 'n krisis is, jy veg. En ek voel heeltyd as jy by daai punt kom, op daardie ding waarvoor jy bid, altyd jou ontwyk. Nee. Dan bid jy vir hierdie, dan voel jy, ek voel as daar, maar as jy daar kom, dan voel dit daardie woord en daardie skrif, en uiteindelik voel, op dit wat jou
moet jou eintlik ontwyk. Daarom wanneer iets gebeur, is jy static daaroor. Maar baie van ons sit met 'n gedagte, jy sit met 'n teleurstelling dat die Here nie opgedaag het vir jou nie. Dat jou gebede altyd voel of dit jou nie antwoord nie. Jy kom daar en voel jy dit bring nie die vervulling nie. En ek wil vir jou sê, altyd daai soeke, daai goed maak 'n mens moeg. En ek wil vir jou sê, dit is, ons is so bang ons mis God. Geweldig, wanneer ons begin bid, jy's 'n krisis in jou kop, ek wil dit net nie mis nie. Daarom as jy met mense begin praat, vertel hulle jy hoe hulle gebid. Hoekom? Want ek is so bang ek bid verkeerd. Want ek bid tog so, dat die Here hierdie ding vir my sal doen. Ja. En as jy daar kom, is jy so bang, dat dit waarvoor jy vra ontwyk jou. Voel net of jy dit in die hande kan kry nie. En dis daai teleurstelling wat ons so skade doen. En ek wil vir jou sê, dis tyd dat ons dit moet verander. Daai teleurstellings verby moet kom. Want Jesus is nog steeds op die troon. Onthou net, my geloof werk, sodat ek die woord kan ontvang. Ek hoef nie, jy hierdie beginsel uitwerk. En dis soms, as ou, jy hoor mense praat, maar jy verstaan nie die hele ding, totdat jy gaan sit en vra, maak hierdie ding vir my ja. Ek veg nie om te oorwin nie. Ek veg uit oorwinning uit. Dis 'n moeilike ding om te verstaan. Ek veg uit oor Jesus sê, die woord sê, Romeine 8 praat en ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus. Maar as jy veg om te oorwin, jy sal moeg word. Daarom wat die woord sê, ek en jy is genees, klaar genees. As jy gaan kyk daar wat die woord sê in 1 Petrus 2 vers 24, praat die woord wat? En deur sy wonde is ons genees. Hy sê, wat self ons sondes in sy liggaam op die kruis het gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe. Deur wie se wonde julle genees is. Klaar gespreek. Kom nie weer nie, die woord is klaar gespreek. En ons bid die woord. Maar nou moet ek kom en sê, hoe kry ek die woord? So met ander woorde, wat gaan my aandag kry? Ek moet gaan Bybel lees. Ek moet die woord lees, dat Christus my aandag kan hê. As hy my aandag het, wat gaan die woord doen? My beïnvloed. En die oomblik as die woord my beïnvloed, gaan ek die woord aanvaar. Onthou net, toe Petrus Jesus sien, het Jesus sy aandag gehad. Wat het hom beïnvloed om op die water te loop? Toe Jesus hom sê, kom. Voordat, nee my maat, is u, kan ek. Wat sê vir my? Kom. Wat doen hy? Die invloed van die woord maak dat daar 'n manifestasie plaasvind. Sodat ek daardie woord kan hoor in my hart en dan lees ek die Bybel en sien jy hoe goed is die Here en die Heilige Gees vir my en jou wat dan 'n woord openbaar. Boom! Die Bybel lees, dit is soos 'n lightbulb wat by jou gaan. Jy sien jy het al 100 keer oor daai skrif gelees en dan kom daai skrif en dan maak daardie skrif vir jou sin. In Lukas 19:32 stuur Jesus sy disippels in 'n stad in en hy sê vir hulle, gaan in die stad in. Daar is 'n donkie vol, 'n esel vol. Nou, hoe praat hy? En hy's awesome, spesifiek, en hy sê, jy gaan in die stad ingaan, en in die stad gaan hulle 'n esel vol wees wat vasgemaak is, waarop niemand nog gery het. Dan maak hom los. Dan maak jy volgende sin, sê, as iemand sou vra, wat maak jy? Sê julle,
die meester soek kom. En van die storie. Hulle kon daar kom en die, kan jy imagine? Dit is iemand jou na 'n plek toe verduidelik, né? Jy gaan nie staan by die derde rou draai jy links, by die 7de straat die kruising, aan jou regterkant is hierdie plek. Wat doen jy? As jy daar kom, is nie meer, dit is hier is die plek. Hier kom Jesus, hy spreek 'n woord, sy disippels doen dit, en toe hulle daar kom, is dit presies so, en iemand vra vir hulle, wat maak julle? En hulle sê, die meester het hom nodig, en van die hele storie, hulle vat daai donkie en bring hom. Die awesome man. As jy die woord vat, is klaar gespreek. Verlossing is klaar, genesing is klaar, jou oorwinning is klaar. Jy moet net kom en te hoor, Here, spreek 'n woord in my hart, spreek 'n woord in my gees. Staan by 'n vrou in die hospitaal en ek kyk en ek sê vir haar, ek wil vir jou sê, jy lê hier, maar ek wil vir jou sê, jy sal doodgaan nie, as jy nie die Here vra vir 'n woord om jou uit hierdie bed uit op te wek nie. En ek vra, jy sal my sien as ek by jou kom, het jy 'n woord? Spreek God 'n woord in jou, want daardie woord is jou genesing, daardie woord is jou verlossing, want waaraan hang jy? Ek kan nie besluit as ek daar, nou moet ek veg om genesing te veg nie. Ek moet daar kom, ek moet 'n woord hê, want God het gesê, as ek hier kom, sal hy hier wees. As ek daar kom, sal hy, dit is met Daniel se 3 vriende, as ek daar kom, is hy klaar daar. Ja. Hulle was nie in die vuur en toe kom hy nie, hulle het hom toe maar net gesien. Hy was klaar in die vuur, jy kan nie daar vlamme inloop sonder hom nie. Hy's klaar daar, klaar gespreek. Sy nie awesome, die wonderlik is die Here. Amen. En al wat ek moet doen is my ore te kry om te hoor, wat die Here, spreek met my die woord. In Lukas 22 stuur Jesus Johannes en Jakobus binne die stad in, want hulle vra van waar wil u die Pasga voorberei? Watch hom. Hy sê, gaan in die dorpe. Daar gaan 'n man kom en hy gaan na water kan dra. Nou vrouens het kan gedra, man sê dit nie. Die kom en hulle kry daai ou. Nou sê van waar daai ou ingaan, gaan jy saam. Jy praat met daai ou nie. Jy praat met die eienaar waar jy in daai gebou ingaan. En dan gaan hy die volgende doen. Hy gaan jou opvat na 'n bokamer. Wat wil ek vir jou sê? Hy is so spesifiek met goed, en dan het hy in die Bybel sê, en hulle het dit so gevind soos hy gespreek het. Wopla, en van die hele storie. Kom in die stad, wat doen jou? Jou was soos 'n verkleermannetjie, want jy soek die ou met die water, 'n bak is dit nie, die waterkan. Hier is die ou, loop jy agter hom aan, binne in die gebou in. Praat nie met daai ou nie, praat met die eienaar, sê vir hom, die meester vra waar. Nou dink ek vir myself, het die Here Jesus somewhere met hy gaan praat? Of is die invloed van ons so awesome, dat daai reeds al het God met hom gewerk, dalk gedink, as hy kom, sal ek hom daai plek gee. Jy verstaan? Ja. Onthou, baie goed werk ek en jy. Jy sê mos vir die Here, as daar 'n ou kom, ek het hierdie. As daar 'n ou kom en hy vra vir hierdie, sal ek hierdie ding vir hom gee. Is dit nie? Ek kom by mense ek wil 'n kar koop. Ek het net, my budget is net so. Hulle vra so. Ek dink myself, maar in my hart sê ek kan net soveel gee. Daai man en vrou kyk vir mekaar. Hulle sê, as iemand kom en hy vra hierdie bedrag, weet ons God het. Amen. Dis wat ek en jy doen. Ons is heeltyd op soek na hoe die Here vir ons 'n wonderwerk kan doen. Maar dan hierdie wonders moet ek wat doen? Die woord hoor. Die woord in my gees inneem, die woord in my binneste in laat kom. As ek vir jou sê in die naam van Jesus, wees gesond, moet jy daardie woord vat, en dit moet jou aandag hê, dat die woord jou kan beïnvloed. Sodat dit wat die woord se mag en autoriteit is in jou kan manifesteer.
So gebed het altyd my aandag deur die woord. Ek bid die woord, ek praat die woord, ek lees die woord. So wat het die woord? Die woord het my aandag. Nou soek ek die woord se invloed. Dis reg. Want tussen hierdie gebed gaan daar 'n woord na my toe aankom wat my gaan beïnvloed. Wat ek gaan aanneem. Kom op hier en sê, want so is dit geskryf. God het gesê, dit gaan so plaasvind. Dit is nie awesome nie. Ja. Want dis eintlik wat jou geloof gedoen het. Jou geloof het aandag gehad. Die woord het jou geloof aandag gehad. Die woord se invloed kom wanneer jy die woord aanvaar. Is dit nie? Jy hoor ons mense, ek het so gebid. Ek het so gevra. So geglo. En iewers skielik kom ek in iemand se huis en daar's biddende hande. En daaronder staan God hoor. En van die storie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Daai oomblik het jy wat gedoen? Dit aanvaar. God antwoord gebede. Amen. Jy hoef niks meer van my te sê, niks, ek hoef nie eens meer te bid nie. Want onmiddellik gaan ek in wat in die erkenning van daai woord. En ek aanvaar daai woord. En daai woord word bevestig deur hom. As daar visse moet wees, sê ek vir jou sal daar visse wees. As daar genade moet wees, as jy daar kom, is dit daar. Dis daai ding wanneer jy begin leef. Kan ek nog 'n getuienis gee? Ek gaan koop 'n bulb, ek het dit al straks weer vertel, vir my stoof. Vroeër se stoof met sulke groot fuses gewerk. Nog by die winkel hy kos seker maar R3.5. Nou staan ek praat ek met die ou, ek sê vir hom ek soek hierdie ding. Hy sê awesome. Hy draai om. Wanneer hy omdraai, sê die Here vir my, vra dat ek vir jou moet genade gee. Ek staan, ek sê Here, gee vir my. Onthou net, dis daai ding, ek wil mos sien ek dien 'n lewendig. Almal praat oor, ek wil dit ook mos sien. Hoekom sal ek buite staan sê, o, julle kan dit geniet, maar my hart brand, my lewe soek, ek is so verwagtend. Hoekom sal ek op die voorgrond kom en sê, Here, doen dit vir my ook nie. Ek staan toe daar, ek sê Here, gee, laat my vir my kind gee. En dis sekondes, dis een van die tot by die tafel. Hy draai om. Hy sê, ek weet nie hoekom ek dit gaan vir jou doen nie, maar ek gaan dit vir jou doen. Jy hoef nie te betaal nie. Wat gaan ek met my binne? Ek staan nou net daar voor en sê, dis daai innerlike, halleluja, Hosanna, amen. En hoekom? Die woord is klaar geskrywe. Jesus is die geneesheer. Jesus is die redder. Jesus is die verlosser. Jesus is die Here van die heerskare. Dis vir my. So ek aanvaar die woord. Amen. Amen. En hy met elkeen wat glo sal nie beskaam word. Ja. Soos wat sê, wie sê dit? Soos die skrif sê. Ja. Nie soos jy sê, nie soos ek sê nie. Ons praat oor die skrif, praat ons soos God het gesê. Hoekom? Want daar is geskryf. Like daai deel. Ek like daai ding waar die duiwel Jesus aangevat het en Jesus daarom sê, daar is geskryf. Boom. Die awesome. Mag jou gees vanmôre hoor die woord van die Here. Mag jy vanmôre hierdie woord aangryp. Dat die woord vir jou kan bring dit wat God klaar al uitgeroep het oor jou lewe. En laat die onmoontlike moontlik kom. Laat die genade van die Here oor jou oorvloedig sal wees. Dat jy nie meer agter die skans of agter die muur wil staan, maar jy sê, Here, ek kom. Ek wil ook in die lig staan, dat dit wat U verander gedoen het, vir my ook sal doen. Hoekom? Want daar is geskrywe dat U dit doen. Here, ons sê vir baie dankie vir genade, barmhartigheid, guns, oorwinnings, lewe, vir sukses. Ons vra vanmôre, Here, laat die woord in my hart lê. Laat die woord 'n mosterdsaad word. Laat die woord sal groei.
sodat ek kan ontvang u woord vir my lewe. Amen.